1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Saulus word Paulus, die man wat verander het. Lank gelede, toe die kerk nog nuut was daar 'n man met die naam Saulus. Saulus was slim en ernstig. Hy het baie van God se wette geweet en hy het gedink hy doen die regte ding. Maar Saulus het 'n groot fout gemaak. Hy het gedink Jesus se volgelinge is verkeerd en ek gaan hulle stop. So Saulus was baie kwaai met die Christene. Hy het hulle bang gemaak. Hy het mense gevat en hulle in die tronk laat sit. Partykeer het hy by huise ingestap en mense daar uitgesleep. Baie mense was bang as hulle sy naam hoor. Saulus het gedink hy doen God se werk. Hy het gedink hy doen God 'n guns. Maar hy het nie geweet dat hy God se hart eintlik baie seer maak nie. Eendag besluit Saulus, ek gaan na 'n ander stad toe, Damaskus, en ek gaan daar ook Jesus se volgelinge vang. Hy was baie seker van homself. Hy het gedink niemand kan hom stop nie. En toe begin hy stap en reis op die pad na Damaskus. Maar toe gebeur iets wat Saulus nooit ooit sou vergeet nie. Skielik is daar blitse uit die hemel. 'n Groot helder lig uit die hemel, so helder dat dit amper soos die son was. Saulus skrik so groot dat hy op die grond neerval. En toe hoor hy 'n stem, en die stem sê, Saul, Saul, hoekom is jy so lelik met my mense? Saulus se hart klop in sy keel. Hy is bang en verbaas en hy vra, Wie is u? En die stem antwoord, ek is Jesus. Kan jy dink hoe Saulus gevoel het? Hy het gedink Jesus is nie regtig nie, maar nou praat Jesus met hom. Jesus sê toe vir Saulus, staan op, gaan stad toe, daar gaan iemand vir jou sê wat om te doen. En Saulus het probeer opstaan, maar toe hy sy oë oopmaak, kan hy niks sien nie, niks nie, alles is donker. Saulus was blind. Die manne wat saam met hom gereis het, was ook geskok. Hulle het die stem gehoor, maar hulle het niemand gesien nie. Hulle moes Saulus aan die hand vat en hom lei, want hy kon self nie loop soos gewoonlik nie. So kom hulle toe in Damaskus aan en Saulus sit in 'n huis. Vir 3 dae kon hy nie sien nie. Hy het baie gedink. Hy het baie gebid. Hy het nie eers lus gehad om te eet of te drink nie. Hy het seker gedink, ek was so verkeerd. Jesus is regtig Here. Nou in daardie tyd, in daardie stad, was daar 'n vriend van Jesus. En sy naam was Ananias. En God praat toe met Ananias en sê, Ananias, ek wil hê jy moet na Saulus toe gaan. Maar Ananias het geskrik en hy het gesê, Here, Saulus? Maar almal sê hy is gevaarlik. Hy maak Jesus se mense seer. Maar God sê vir Ananias, moenie bang wees nie. Ek het 'n plan vir hom. Gaan. Ananias was nog steeds 'n bietjie bang, maar hy was gehoorsaam en hy stap toe na die huis waar Saulus is. Ananias kom in en gaan sit by Saulus. En hy praat vriendelik met hom en hy sê, Saul, Jesus het my gestuur. Hy wil hê jy moet weer kan sien en hy wil jou vul met sy Heilige Gees. Toe sit Ananias sy hande saggies op Saulus. En toe gebeur nog 'n wonderwerk. Iets soos klein skille val van Saulus se oë af. En Saulus kan weer sien. Hy kyk rond, hy sien weer lig, hy sien weer mense en hy sien Ananias se gesig. Saulus se hart was vol dankbaarheid. Hy het geweet Jesus het hom nie weggegooi nie. Jesus het hom gehelp, al was hy voorheen so lelik. Saulus staan op en hy word gedoop,
en daarna eet hy kos en hy word weer sterk. Maar nou is Saulus nie dieselfde man nie. Nee, nou begin hy vir mense vertel, Jesus is die Seun van God. Die mense in Damaskus is verbaas. Hulle fluister vir mekaar, is dit nie Saulus nie, die man wat ons wou vang? Hoekom praat hy nou oor Jesus? Maar Saulus was regtig verander. Sy hart was nie meer hard en kwaai nie. Jesus het hom nuut gemaak. En later wou party mense Saulus seermaak, omdat hy nou vir Jesus volg. Maar Jesus se vriende het hom gehelp om weg te kom. Toe Saulus later teruggaan na Jesus se ander vriende, was hulle ook eers bang vir hom. Hulle het gedink, wat as hy maak of hy ons vriend is, en dan vang hy ons? Maar toe kom 'n goeie man Barnabas en sê, moenie bang wees nie. Saulus het Jesus regtig ontmoet. Hy is verander. En so het Saulus deel geword van Jesus se vriende. En later het Saulus 'n nuwe naam gekry, Paulus. En Paulus het toe groot werk begin doen. Hy het ver gereis en vir baie mense van Jesus vertel. Hy het vir mense gesê, Jesus het my verander en hy kan jou ook lief hê en help. Hierdie storie wys vir ons iets baie belangrik, dat niemand ooit te stout of te ver weg vir Jesus is om hulle te verander nie. Onthou, Jesus kan mense se harte weer sag maak. Hy kan iemand wat eers lelik was, verander in iemand wat liefdevol is. En Jesus kan jou ook help om elke dag 'n mooi en vriendelike hart te hê. Fluit, fluit, my storie is uit.